Kom ons gee die Here prys die prys. Halleluja. Halleluja. Vertrou op die Here. Hy stel jou nooit teleur nie. Hy is getrou.
evangelie. U is die God van hoop. U is die God van die lewe. U is die hoop van China. U is die hoop van Liefde. U is wat U is. 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 Op jou dat is die Here. Wat U is. Alle teenwoordige God. Erkenning aan die Here. Yakayaba. Henderebo. Hendekayaba saka. Rikayaba handerebo. Kayaba handere. Rikakayaba. Yakayaba hasi. Yaba sangarakaya. Jesus. Yaba sankayaba. Jesus. Opsierina. Wat die Here. Khalier lakina. Ikalier praise here. Halleluja. Ek vra die hele tyd om te staan. Ek wil die woord van die Here aan u voor. Die Bybel sê die begin van die woord bring lig en hy maak die onverstandige. Ek weet nie of jy verstandig is of nie, maar ek praat van my. Van my die onverstandige maak hy verstandig. Die Bybel sê dat die wêreld was woes en die gees van God het in die water gedrewe en het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Ek weet nie wat die donkerte in jou lewe is as het elke kind wat vastgevang is in maar laat daar lig is. Ek weet nie die donkerte is op al werkeloosheid maar net daar wat donker is in jou lewe laat daar. My silver money. Elkeen ken wat donker is. Ek wil jy maar die ding opnoem wat donker is in jou lewe. Noem het op wat donker is. En die man van die Here bevestig vanaand. Deur die krag wat hy my gegee het. Laat daar lig wees. Laat daar lig wees. Jy ken waar donkerte is. Maar vanaand laat daar lig wees. Jy kan jou eie donkerte kan jy opnoem. Maar vanaand die lig is op. En hy is hier. Laat daar lig wees. 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 Ek wil hê ons moet vanaand lees Korintiërs 13. Ou skrif. My ou mense ken hom hier binne. Hulle ken hom soos Restasie. Korintiërs 13. Die uitnemendheid van die liefde. Die kerk se swakheid loop te maklik hier buite rond. En die Bybel sê die liefde bedek alles. Jou huwelik loop te maklik hier buite rond. En die Bybel sê hy bedek 'n menigste plus. Die man se swakheid word te veel geken in die kap. En die liefde sê hy bedek 'n menigste. Die swakheid van jou leer word te veel bespreek van jou in die kap. Maar jy sê jy is lief vir hom. En die Bybel sê die liefde hy bedek 'n menigste. Ek bly liewer in 'n onperfekte kerk met 'n perfekte God as om te bly met 'n perfekte kerk, met 'n perfekte God met 'n onperfekte kerk. Oh, die Bybel sê en julle ter hoëpriester van die wêreld teengegaan het wat medelee het. Wat medelee het. Wat medelee het. Met julle. Bly maar perfect as jy perfect is. Maar ek is liever onperfect.
die kerk besluit wie in die kerk behoort en wie nie. Die kerk is so perfek dat hulle nie meer kerk hou nie, maar hulle konsentreer op mekaar se swakhede. Ek is bly vir jou wat dit gemaak het. As hy voel hy is perfek, dan behoort hy nie hier by ons nie. Dan wil ek jou sê, die hemelse poorte wag van hier op hier. Hier is verdriet op die aarde. Hier is pijn op die aarde. Hier is teleurstelling en deliver. En een onperfecte kerk met een perfecte God. As een perfecte kerk. En elkeen wat van julle sê die sonde nie. Elkeen van julle wat sê, het die sonde nie. Vat die eerste klip. Jesus, gooi my. Sy sien God, as hy een God wat ons se sonde wegsteek, maar hy is een God wat ons genadig. Hy is een God wat ons genadig gee. Ek het jou nog net die water gegee in die kerkie, en jy houdt het nou nog teenoor my. Ja, wat die Bijbel sê, toe die man vraag, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Toe sê hy nou, 70, want 7 van die paard met 7, hy struikel en hy val, maar wat van hem? As jy rooi pendraar is, jy wil wat dier by ons. Die hemelpoort is oop vir jou. Hoekom word jy jou tyd nou hier? As jy God se kerk weer, hoekom is jy nog hier? Wat maak jy hier? By feilbare mense. Wat maak jy hier? 3 man aan die kruis. En ons almal is toegestem na die eenheid, die een. Ons almal kry dieselfde oordeel. Die man dink omdat hy Jesus swak maak op die kruis, sal maak dat sy straf wegkom. Hy dink omdat hy spraak, jy is die seun van die mens, maak jou los. Boetie, jy kan maar sê van my wat jy wil, maar ons almal gaan kruis toe. Ons almal dood. 3 man aan die kruis. En ons almal is onder dieselfde straf. Moet jy sê, dit sal nie met jou gebeur. Jesus. As ek geval het, moet jy sê, dit sal nie met jou gebeur. As my kinders sal dit verslaaf is, moet jy sê, jou kinders. As ek werkeloos is, moet jy sê, Jesus. 3 mannen aan die kruis. Yes. En allemaal, ek kan maar maak wat jy wil. Ons allemaal is onder dieselfde straf. Jy kan sê wat jy wil. Wil jy die Here gaan so ver en hy maak nie eens 'n uitsondering van die sondaar nie. Jy wat nie die sondaar wil erken nie. Hy sê die son skyn oor die goeie en oor die slegte. Nou as dit dan so goed gaan met jou en jy is dan so reg, hoekom skyn die son nie net oor jou nie? Maar ons het 'n God. En as dit jou God is, dat is onze God. Ons het 'n manier dat ons die Here onze God. Ja, die Here jou hy se God maak. Hy was hy groter. Hy behoort aan almal. Ja, sy behoort te weet wie Jesus is. Halleluja. O meester. Dat is 'n ou lied wat hulle gesing het. Hulle sê, breekbaar, maar onvernietigbaar. Ek is verleë. Neergewerp, maar nie verslaan nie. Ons is meer as oorwinnaars. Ek is breekbaar. My
het altijd gesê, die beker van die oudheid, jy het net geval, dan val hy net 'n kerk uit. Maar die probleem is, ons druk te veel in koppies vandag. Sodra hy geval het, val alles uit mekaar uit. Val die huwelik uit mekaar uit. Val die kerk uit mekaar uit. Maar in die oudheid, die mense het met bekers gedrink. Hy het net 'n erk uitgeval. In die oudheid, die melk, as die vlie ingeval het, dan vat my ouma net die bak en hy skep die vlie uit. En die melk word weer gebreek. Maar vandag, as die vlie in die melk is, dan Yes, Lord. Wonderful Savior. The Son of the living God. Kaya thank you, Jesus. En dus hoe komt daar een kerk op kerk gestig wordt? Van die vlie het net in die melk geval. Net om verzoening te maken met elkaar. Voel je nou om die hele wereld weg te gooien. Dus hoe komt daar zo bij je echtscheiding is? Van om net die vlieg uit te halen. Hoor je die hele melk. Dus hoe komt die oudheid zo goed heeft gehouden. Van het waarde aangehecht aan een verhouding. En het gevierd, oh, die pad is hier met roodse besaai nie. Die pad het dissels. Hy het torens. Maar vandag se goeders, dankie leierskap, vandag se nie. As hy ingevallen, die hele, ek sê jou, hy siffel nie meer. En hy gooi hom ook eens uit. Die hele stad en ek kom gooi hom vir hom uit. Die hele stad is in die huwelik, die vat die hele gooi hom vir hom uit. Oh yes. Ons al net die vlieg uit leierskap. En dan gaan ons voort. Baie My waar. ouma het net die vlieg uitgegaan. Mense, ek het vir julle 'n boodskap saamgebring. En al hierdie goede was maar net bysakke en bonusies wat ek dan so deurgee en uitgedeel het vir u. Maar ek het vir u Korintiërs 13 het ek vir u gebring. Amen. Ek wil u vanaand wys dat 'n gawe verseker jou nie die ewigheid. Jy kan preek soos jy wil, maar dit sê nie jy sal ingaan. Leiers, ek praat nie teen julle nie. Jy kan keyboard speel soos jy wil, maar dit sê nie jy kan ingaan nie. Jy kan in tale praat en sê Rika ja basakaya, maar dit sê nie jy jy kan geheime van my profeteer, maar dit ek wil jy moet so baie pronk op jou gawe nie. Dit het die hemel vir jou. Dis jy wat eendag sal op sê, Here, dis aan ek wat in tale gepraat het, dat sy gaan weg vervloek. Ek ken jou nie, ek het jou nooit geken nie. Dat sê jy, Here, dit was ek die duivel uitdrywer. Hulle het vir my geroep as die duivel daar is. Ek wil iemand vanaand sê, God bereik sy doel. Maak nie saak of jy gisterand gesyk was nie. Hy sal nie sy doel laat versuim terwille van jou nie. Sy doel sal hy bereik. Jou sak is by die ewigheid. Ek sê jy, as die duivels uitdryf, jy dink jy gaan die hemel toe nie. Dit is 'n ander saak. As jy die liefde die Heer dien, kom ons gaan naar die woord toe. Korintiërs 13, dus maak opgeliefde te staan is. Amen. Ek het vir die vanaand 'n baie eenvoudige woord gebring. Korintiërs 13. Wie ken nie vir Korintiërs 13 hier binne nie? Wie ken nie Korintiërs? Hy is amper soos Psalm 23. Wie ken nie vir Psalm 23 hier binne? As hier iemand wat die Korintiërs ken? Ons ken hom almal. Nou apostel het vanaand vir julle net vir Korintiërs gebring. Ek het julle niks spesiaal gebring as dit wat julle se leiers julle hier gee nie. Ek het julle net dieselfde skrif het ek julle vanaand gebring. Amen. Dieselfde woord het ek julle vanaand gebring. Amen. Nou ek wil klaarmaak, ek wil hierdie ding sê. Dit sê nie
Als je een kerk vol mensen hebt, of je is miljonair of wat ook al, dat zijn niet dat jouw kerk beter als een ander een is. Als je zo denkt, dan is je bij je klein in verstand. Van die Bijbel zegt ons allemaal is maar net leden van die lichaam. Omdat jij nou een groot gebouw hebt, denk jij is die lichaam. Jij is die lichaam. Jij is maar net een lichaam. Van, jij kan maken wat jij wil, jij kan zeggen wat jij wil. Jij kan rijden en denken wat jij wil en preek hoe jij wil. Dat denk jij alle mensen makkelijk of hulle is die lichaam van Christus. Maar ons allemaal is die lichaam van Christus. Dalk is jij net die vinkie of die wijsvinger van die lichaam. En jij denkt ook al jij is die lichaam. Maar jij niet. Jy is net een lidmaat van die lichaam. Maar jy is nie. Obo jou so warm hou, jy sien die lichaam. Obo sê jou kerk is beter as ander kerke, jy is nie die lichaam. Obo sê jy is een beter apostel of een beter pastoor as die volgende een. Jy is nie die lichaam. As jy dink jy is die lichaam, dan jy klein en verstaan, dan moet jy groot word. Van die Bijbel sê, toe ek een kind was, het ek gepraat en geredeneer soos een kind is. Maar nou dat ek groot is, weet ek, dat ons allemaal maak deel uit die lichaam van Christus. Apostel wil toch die dingen kom deur mekaar maak. Ek is een klein mannetje. Ek is 36 jaar. Ek was al by 'n plek waar ek bedien het. Toe breek die grootvaders uit en sê, wat wil die kind sê? Hey, wat sê die oukie? Hey, wat sê die oukie? Hey, kyk die mannetjie. Hoor julle sê, en hy is nog 'n apostel. Yeah, die mensen kan toch spelen met. Hoor je zeggen, die mensen kan toch spelen met. Waar kan die man die een apostel is? Dan kom ik een dag tot bij mijn kerk, dat zie ik. Ik wacht niet veel begrafenis om een groot gehoor te hebben. Elke zondag. Dan zei ik om ongelukkig werken van de Heer wordt niet gepraat met mond en lippen. Jouw daden, wijs mij wat je kan voor die Heer doen. Wijs mij wat je voor die Heer kan. Oh yes. Ik ga zo ver met om leiderschap. Ik zeg voor hem, oké, Danny, hoe zeg je? Hij zei van mij, hij is een oud man, zo hij is groter als echt, wat en echt. Ik is ook een apostelkind, zo aan. Nou draai ik om, ik zeg voor een pa, ik wil je nog niet in die pad komen van, ik is zo geleerd. Mijn pa goed heeft mij bij een mooie manieren geleerd. Maar ik wil net met jou die ding praten. Zie je, toen ik groot word, heeft mijn pa en mijn ma die Heer gekend, hulle was nooit zondags. Zo ik was op die rugkerk toegedrang. Toen ik boer had ik nooit in een dronkenhuis groot geword. Ik zeg van toen ik 12 jaar is, toen geef mijn hart voor de Heer en toen bekeer ik. Ik was nooit in die wereld. Ik is 36 jaar, ik dien van 12 jaar af. Ik zeg van hoeveel jaar is het? 24. Ik zeg waarom, jij was eerst een backslider, nee. Kijk, eerst dagen gerookt, nee. Hoeveel jaar heb jij tot een keer gekomen? Ik zeg waarom, ik wil niet dat je met je getal vat en denk dat je groot is. Maar het deel van jouw reddingsdag af. En dat je daartoe zien, is niet zo langer als ik op jullie pad. Toestaan en kijken. Toestaan en dus ik heb die ding van die pram afgedronken. Toen jij nog bij die bierreis is en een skaal drinkt of wat ook al. Toen zeg ik om bij mijn man zit dit lief. Ik ken niet ander werk behalve die werk. Ik ken niet ander werk behalve die werk. Die voeding was een echt absoluut. Die voeding. Kom eens aan Korintiërs 13. Geliefdes, ik schiet hier met die leierskap het me hier de Bijbel geleerd. Ik had nog meinige vergeerd met die haastigheid en die kaapheid van onze apostel was nog baie bezig. Ons moest al vrijdag hier was, maar amen. Jullie kennen me maar, en apostel had niet gekomen om uit te laten, van ik wil niet uitlaten. Jullie kennen me maar, die collectors me maar een beetje schaars, een beetje zwak. Zo ons werkt nou nog. Ik als apostel, ik werk. Vandaar bij mijn kerk, als maskra laat je 500 rand collect. Zo ik moet nou werken. En diezelfde met de apostel ook. Hij heeft nou tegen die pad geslapen. Hij was voor 2-3 weken tegen die pad. Maar nou verstaan ik ook je omanse ding. Want ik ken mezelf. Die breek uit en zei, hey, laat me toe goed werk. Wat wil je net, hè? Je zegt me zo. Is dat zo?
As het zo? As het zo? As het zo? As het zo? As het zo? Nou, die vindt ons uit weer wat ons nog werkt, man. Van ik hoor mijn vrouw zei, wil ook een trollies doen. Ik hoor mijn vrouw zei, wil ook een trollies doen. Ik hoor mijn vrouw zei, wil niet achter een andere vrouw en achter een andere man stappen en ze zit hierin niet. Hij wil ook zelf van die rakken af. Hij zei, hij achter een andere vrouw aan stapt, dan vat hij tweedehands. Je kent ons tweedehands. Dan vat je daar met die red label bij ShopRite. En die mens vat die eerste hand goed is. Hij zei me, ik wil ook mijn hand bij die eerste hand in. Die vond ik dat ik het is en ik moet, Bishop, die vond ik dat ik moet maar naar werk. Die vrouw zei, zoek hem met tweede hand. Hij wil ook die eerste hand. Hij wil ook met Truwens aantrekken. Hij wil niet bij Abdul aantrekken. Vrouw zoek die tweede hand. Van de kijk, ik zal het niet moeilijk in. Ik zal het niet moeilijk in. Zo leiderschap, dat is maar een leier wat werken. Zelfs met de apostel, zo ons kon niet vast. En als ik kan verhelpen, dan heb ik nog vandaan teruggereden. Want ons moet morgen in die werk is, maar ons slaapt nog maar en dan morgen vroeg rij ons weer waar. Amen. Zo ons, een mens wens altijd zo om een lang tijd te wees. Zoals Paulus gezegd, ik wens, kan ons hier hut hier opbouwen. Ai, weet je hoe lekker zal hij te geweest hier in die kap. Als ik mijn broers zo zie en ik zie mijn zusters zo. Die mensen. Die mensen. Die mensen. Oh man, dat je mijn ministerie hebt. Die mensen. Die mensen. Amen. Was mij aan de muzikant. Amen. Ja, oh man, dat is gewoon tolle toe. Hier is er een spelletjes. Ik kom vandaag, kom rijden kennen. Ik een apostel praat nou. Ik kom me zitten van ernstig op toeken. Samantha ernstig is, ik kom weer van hem. Ik wil een beetje los. Ik wil een beetje grappen maken. Ik kochel me een beetje vreselijk op. Maar die andere man, die denkt, Tina, hey. En die nacht slaap hij met die shoot en die bed. Als die vrouw met hem praat en zijn skatterbol, dan breekt hij die bloed van die. Nou, ons is nou niet van die mannen. Ons is van die mannen, zeg bij Jezus. Ik is jammer omdat ze die kinderen gaan lessen woorden. Ik loop met mijn BBD daar rond. Want ik is die apostel in mijn huis. Ik is man voor mijn vrouw. En ik is pa voor mijn kinderen. Die probleem is onze kinderen gaan verloren van je is te veel een pastoor bij je is. De kinderen zijn niet voor pastoren nodig, het is voor pa nodig. Het is te veel pastoor op jouw vrouw. Jouw vrouw heeft niet voor pastoren nodig, je hebt mijn liefje nodig. En je hebt mijn schattenbol nodig. Als ik morgen hier afrijd, dan zeg ik om elkaar hier van Sky die met weet ik was nog niet daar. Wacht toch voor dit hier. Wacht voor dit hier komt gereed. Weet je nog die mensen zijn die kerk is lekker. Oh man, die kerk heeft alles. Hoef je niet te lachen met die tafel hier bij die kerk. Hier is wat hier is wat. De Bijbel zegt dat die kleine appeltjes wat die vinger. Als ik met mijn mannen praat en ik praat met deze vrouwen en roep hulle in. Maar die is kinders. Hé, dat zeg ik hulle, die kleine appeltjes. Hulle vernietig. Van als die vrouw zegt pa, dan zeg je prijs de Lord. Laat eerst voor prijs de Lord. Als die vrouw zegt pa, dan moet je zeggen Skykie of mami. Hoe jij hem noemt, jij hebt hem noemt. Jij hebt hem. De Bijbel zegt aan Timotheus, als hij die mannen aanstelt. De Bijbel zegt een man wat zijn huis kan regeren. Kan die kerk van God. Jij moet eerst kan jouw huis goed regeren. Jij moet niet die voorschot aantrekken bij die kerk. Dat wil je voor ons komen uitschelen hier. Ik leer hulle zo dat bij die kerk. Ik zeg die ouwens, je komt staan een man voor mij. Die man wil mij bekleed. Die man. Leierskap, ik weet niet of pastoor of wat, of apostel. Vergeef mij postie of wat. En die man wil mij bekleed. Die man wil mij handgemeend.
Ja, mensen. Oeh, die man wil apostel zijn. Ik zei, Heer, ik kan dat niet bekleden. Die man zal bij ik elkaar. Ik heb een operatie nog. Jee. Die man zal bij de uit elkaar slaan. Oh man, ik sta daar. Maar die Heer geeft me je woord dat ik kom zeggen. Ik maak hem zo zacht dat hij maar niet zo zegt. Dat die tranen. Ik zeg voor hem, ja, luier. Die man wat nou voor mij wil zo doodmaken wat voor mij staat. Ik was nou die dag ingeroepen van jouzelf. Toen zei je, jouw vrouw wil je niet gehoorzamen. Jouw vrouw zit op je kop, maar jij wil man komen wees bij mij. Ik zeg voor hem, die man wat voor mij staat. Als die man net kan, dan zei hij zo staan. Die man wil me dan op doen. Die vrouw zei dat jij bent deze. Apostel komt en die vrouw. Geliefdes, kom ons gaan naar die woord toe. Ons heeft een lekker gelach. Amen. O signs and wonders, oh, the God is, moving all over. Signs and wonders. Signs and wonders.
Hosanna vir die Here. Mighty warrior. Geweldig is die Here. Alomteenwoordige God. Ek eer U aan hierdie plek vanaand. Omdat daar niemand is soos U nie, liewe Here. Daarom gee ons erkenning aan U vanaand. Soetroos van Saron, ons aanbid U. Staande rots, ons prys U. Baie dankie Timmerman se seun. Heilig is die Here. Alomteenwoordige God. Ek gee erkenning aan U aan hierdie plek vanaand. Baie dankie bron van ons krag. Ons aanbid die Here Jesus. Geweldig is die Here. Baie dankie Maker. Niemand soos U vanaand nie. Son of the living God. Baie dankie Die liefde. Nou sê ek julle wat nog nie die allerbeste is nie. En al praat hy die talle van mense en engele. Maar ek het nie die liefde nie. Het ek 'n klinkende sambataal geword en 'n galmente sam geword. Al het ek die gawe van profesie en al ken ek al die geheime en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om werke te versit. Maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al my klere, al deel ek alles wat ek het aan ander en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het nie die liefde nie, dan pad dit vir my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie groot praterig nie, is nie verwant nie, dit handel nie onvervloeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig raak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Ag die Here sy ingeplante woord sien. Dankie vir U eie woord. Die woord is die waarheid. Dankie dat U vanaand met ons op hierdie manier kon praat. En ek wil bid, Here, vat my weg van hierdie toneel af. Jesus. Niks van myself, niks uit myself uit. Maar ek wil bid, Here, dat U vanaand beheer sal neem van U eie woord. Dat ek my doel sal bereik. Here, maar dat U vanaand U eie doel sal bereik deur U eie woord. Ek wil bid vir hulle wat honger is, deel vanaand brood. Vir hulle wat dors is, versadig vanaand. Elke dors sien in hierdie plek. Kom ons gee die Here eer. Ons kan sit beleef. Ons is by die woord en niks anders by die woord. As ek by die woord is, dan praat ek niks anders. Ek praat net oor die woord. Ons het nou klaar so 'n bietjie gepraat met mekaar en so aan. Maar ons is nou by die woord van die Here. Alles sal verbygaan, maar sy woord sal bly staan. Toe ek groot word, toe die mense neiging as die profesie geval het, dan sê hulle die Here het gepraat en die kerk is uit. Maar die Bybel wat ek lees, hy sê hemel en aarde sal verbygaan. Profesie en al hierdie goedes. Maar wat bly oor? So profesie is nie belangriker. Hoekom stop ons die kerk as die profesie gepraat het? Dat Korintiërs in leer, Korintiërs 14 sê, en elkeen kan profeteer die een na die ander. Van dit wat ek doen, profeteer ek op God se woord oor U. Ons kan 20 profete is, en elke een kan sy eie kans kry om te profeteer. Maar as die een profeteer, moet die ander stil bly. Van anders hoor ons nie wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet profeteer die een na die ander. Korintiërs 14 sê van God se gees
as 'n gees van orde. En die gees van die Here is onderworpe. Jy is nie in 'n koma as jy onder die gees is. Sê vir iemand, jy is nie in 'n koma nie. Ons het met 'n probleem gesit in Olifantshoek. Nou, soos pastoor nou mooi aangetrek is, nou vat hy nou vir pastoor en so sit en ruk en pluk. En hy skeer nou hierdie klere. Ek het die probleem dat jy die klere skeer. Maar my probleem is, jy gaan hierdie vrou se naakheid ontbloot. Met die geskeer van sy klere. En daartoe sê ek hulle, laat die vrou ophou. Van hy is nie in 'n koma nie. Hy weet wat hy doen. God sal jou nie gebruik as jy in 'n koma is nie. God gebruik verstandelike mense. Hoe sal dit lyk as ons 'n vrou van die Here se klere uitmekaar uitskeer? Dink vir jouself sy man se dier. Dink vir jouself sy kinders se dier. Jy sien dit kom nie. Dis hoekom die Here praat. Ja, die Here praat en het verskillende waarskuwings. Maar daar is anders wat vir die mense uitgegee word. En daar is anders wat privaat word uitgegee. Daar is anders wat vir die mense gegee word. En daar is anders wat privaat moet gegee word. Ek is 'n apostel en ek kan u leer. Ek kan u leer. Ons sit met 'n probleem eendag in die kerk. Ek gaan nou na my woord toe. Ek wil net hierdie ding sê, apostel Jeremy, jammer, ek is hier om te leer nie. Jy is die pa van die huis en ek gaan julle nou erken. Ek is hier om 'n woord te gee. Maar die goede is net vir my toepaslik in God se werk. Man en vrou staan hier. Ons is in die kerk. Die profeet roep man en vrou om voor te kom staan. Verder sê die profeet van die man, die Here wys met jou broek 2 nate. Die groot mense sal verstaan, kinders sal nie verstaan. Ek wil dit nie so praat, ek wil dit nie so ek praat dit. Hier is die kerk, hier is die man se vrou. Die Here sê jou broek 2 nate. Daai vrou draai om en hy beklei sy man in die kerk. Steek God se gees aan mekaar. Breek God se gees op. Hoekom roep jy nie die dienaar een kant en met hom en sê die Here wys my jy's besig met 'n ding en jy moet ophou met dit. En daar beklei man en vrou lelik in die kerk. Daar breek 'n huwelik. Hoe nou? Wat nou? As die profeet gevaarlik. 'n huwelik is gebreek. Kinders is sonder 'n ma en sonder 'n pa. Ek hou van 'n kerk wat optree met wysheid. Ek hou van wysheid in die huis van die Here. En nou kan ons nou niks doen nie. Die leier van die kerk, die apostel sit daar. Die bom is nou klaar hier gebreek. Hoe nou? Maar as die nie geheim kom gepraat het, ek kon die apostel jou raad gegee. En gesê het my dienaar, my suster, nie hier nie. Gaan sien die man van die Here een kant en praat met hom een kant. Die gees van die Here embarrass die mense. Jy sien 'n stering as jy wil mense embarrass met mense. Jy kort wysheid in jou lewe. Jy het my gehoor, jy sien 'n stering as jy mense wil embarrass met mense. Jy kort wysheid. En op die laaste ding sê gaan ek na my woord toe. Sien jy hierdie vader wat die sit, jammer papa, want ek nou so, sien die vader wat die sit. As 'n eggenoot vir sy man, vir sy vrou. En as 'n pa van sy kinders. En ek kan nie met hom praat as ek wil vir sy kinders. Wat sal sy kinders van hom dink? Kom ek gee jou 'n ander tip. As jou kind stout is by die skool, jy gaan beklei nie die onderwyser vir die kind. As jy die onderwyser beklei vir die kind, wat ding hy kind van die onderwyser? Hy wil niks te doen van sy man, sy pa beklei. Jy roep die onderwyser een kant in 'n toedeur en jy beklei met mekaar daar. Wysheid. Wysheid. Ek hou van 'n kerk van wysheid. Ek hou van wysheid in die kerk. Baie goede is breek ter wille van onwyse mense. Common sense. En ek wil na die woord toe gaan, maar ek wil jy die laaste ding sê. Apostel, ons is in Appington by begrafnis. En ek doen die begrafnis.
Hier breek een man van achteraf. Die man heeft zijn vrouw verloren. Zit die zo, bishop. Die man breekt van achteraf. En die komt naar die man. Die zegt van die Heer zegt je met nog vrede. Maar je leven kwaad met die broer achter. Maak recht. En allemaal willen opstaan en die ding proberen recht maken. En nou volgens Bijbel vat en Bijbel toevat en Bijbel toevat. Doe opstaan, doe zeggen. Nee man, kom ons doen het. Die man zijn vrouw heeft een soort levensdood. Ja. Common sense. Is het nou recht dat die man nou vergifnis moet maken nou met de andere man wat in die banken is, terwijl zijn vrouw hier dood is? Ja. Hoekom wacht ons hier die rechte tijd? Ja. En zeg voor hulle elkeen een kennis wat recht en verkeerd is. Ken ons die recht en verkeerd? Ja. Ten apostel nou preek. Ek het net so 'n paar brood met die gedeel en 'n paar wysheid met die gedeel. Amen. Van 'n val dorp af. Olifant zoek. Ek sê vir apostel Jeremy, ek wil nou my woord toe gaan regtig. Ek kom preek een tyd hier iewers in die Kaap. Ek kan aan die ander kant Reverend Smith. En dat is 'n groot ordeinige diens en dit is lelik vol. Ek dink ek het al die leiers daarvan vertel. Hierdie saak. En hier is 'n ou profeet wat oppreek en vir my sê, "Hey joh, as jy reg vir die boodskap. Mannetjie, wie is jy? Hey, wie? As jy reg, kyk hoe lekker jy. Sê jy kan nie. Hey. Mannetjie, jongman. Jy is reg vir die boodskap. Die Here wys my jy is reg vir die boodskap. Hey, maar jy reg vir die mense. Hey, weet jy ek sit en ek is nou verbaas. Jy kan nie oma nou so aangaan met my. Nee, wat moet jy die oma? Die oma sê ek is reg vir die boodskap. En die Here gee my antwoord, ek sê vir hom, pa, as jy so die beroemde profeet was, en jy was so die geëerkennende een, ek bly in Olifant zoek, ken jou? Nee, ek ken nie Olifant zoek nie. Ek moet jou sê, appinte, nee. Dan krijg jy Olifant zoek, dan ga jy hem krijgen. Nee. Nou die mense behalve van my het so val plekke om hierdie boodskap te kom preek. Nou as jy so geroepende was, hoekom het hulle nie sommer vir jou hier gevat? As dit nie genoeg is dat ek geroep is, dan wil ek nie. Toe skrik ek, toe sê ek weg uit die kant. Ek sê vir hom, as dit nie geroep genoeg is, ek kom uit 'n plek uit wat nie eens op die map is. Hy word nie eens genoem. Ek word genoem om die mense te kom toespreek. En jy is nou die een. Maar hulle roep nie vir jou. Ek sê vir hom, pa, jy is seker blind. Nee, jy is blind. Jy is blind. Kan ons spreek, leiers? Amen. Oké, kom ons spreek. Leierskap, dis reg. Ons loop ons so. En nou sou jy die tale van mense en engele spreek. En jy het die liefde nie. Dan baat het vir jou niks. Jy kan elke sondag kan jy opkom in die kerk. Jy kan hier voorkom sê kurababasaka. Ribababandalabasanda. Maar jy kan nie met jou broer wegkom nie. Jy draait jou broer in die hart. Die Bijbel sê, my vader. Oh yes. Kurababanda hier op die altaar. Hy tel die mense se kinders sterwe van hongerte. Terwyl jy oorvloed het. Maar in die kerk, as jy die eerste ene wat hy taal. Jesus. En al so jy die tale van mense en engele spreek. En jy het die. Jy kan maar smaks wat jy wil. As jy in die kerk kom. Rakayabas. Ribababanderebo. Maar jy draait jou bloed in die hart. Dan baat het jou niks. Jy kan maar sê die Heer is met jou. En dan kan jy geheime profeteer van ons wat in die kerk is. En jy lewe met twyfel met mens. En dan sou jy die tale van mense en engele spreek. Dan bad het jou.
absoluut niks. Jy jou tong en jou lippe is vol Jesus, maar jou hart is vol bedrog, maar jou hart is vol hartelikheid, maar jou hart kan nie jou broer vat nie, maar jou hart kan nie jou suster vat nie, maar jou hart kan nie jou broer voorspoed gee nie. Jy kan maar sê Kurababasse, Jesus. Voor je, jouw hart is vol valsheid. Jij hebt die oprechtheid niet. Maar als je hier komt, dan word je geprofiteerd. En dan zul je niet talen van leven. Bedrieglijk is je hart. Jy sit in die kerk, dan my van jy die kerk, maar jy wil in tale kom praat hier. Jy sit in die kerk, dan beoordeel jy die kerk, maar jy wil in tale kom praat hier. En ja, so jy die tale van mense, en dan jy les spreek, en sê, jy het die liefde nie. Dan profeteer hy al van hoe heilig hy is, maar hy respecteer nie sy man by die huisie. Hy praat met sy man soos hy en dan sal jy die tale van mense en dan jy het spreek jy het die liefde nie dan baad het jy het die klakje na betaal jy het die leideles opbouw. Begin nog net, dan kom je onder de kracht, dan profiteer je. Maar de zij wat slecht praat van jouw leier, hier buitenkant, de zij wat miskennen, hier buitenkant, de zij wat die kerk verleiden, maar zij behoort in die kerk, de zij wat die leier verleiden, dan zou jij die talen. Apostel, maak je zak hoe je in talen praat. Maak je zak hoe je geheimen van ons profiteren. Die slechte ding is net, niemand wil voor onszelf profiteren. Jij weet zelf, je profiteert dat wat je gehoord hebt. Jij profeet zelf, jij zet een zacht in tegen die man van God. Dat is ook omdat je net onder de kracht komt, dan preek je dat profiteert jij voor die val van die man. Maar als die liefde geheet het, dan zou ik gebed het verrom. Want die liefde is langmoedig, maar hij is ongeduldig. Met die man van die Heer. En dan zou ik in talen van mensen.
opblaas. Hy praat die groot. Hy wandel die onwelvoeglike. Hy soek nie sy eie belang. Jy wil net die kerk wat in jou guns is. En as die kerk nie in jou guns is, dan sit jy op die banke. Vooral van die maak staat op jouself. Maar jy sê jy het die lief. En dan sou jy die tale van mense en aan julle spreek. En dan kan jy jou kleren vat om verkeerd te word. En jy het die liefde nie. Jy moet eers voor onder die krag los. Jy weet jy vloek soos 'n matroos, maar jy kom onder die krag hier. Die Bybel sê, en dat jy 'n sak teen jou broer het, dan vat jy jou gawe, dan los jy hom buitekant. Dan kom jy na binne toe. Ek praat van my mama, hulle se kerk, die ou kerk. Dan los jy jou gawe buite. Dan moet jy breek. Dan skrif wat jy jouself toemaak met hom. Wat jy jou eie sonde bedek. Jy los jou gawe buite. En jy kom na binne toe. En jy maak die sak uit. Maar die kerk het 'n plek geword van ego-streel. Jy streel jou ego. Die kerk het 'n plek geword, ek leer jou. Ek sal jou wys jy. Jy sal nie kom waar ek is. Jy jou nie eens 'n prikbeeld. Jy. Ek kom preek jou uit mekaar uit, boete. Die liefde is vol van onsself. Hoe vol van onsself is jy? Wat kan jy doen in 'n mens wat vol van onsself is? En dan hulle die gevierd, dat hulle die tempel van God is en dat die gees van God los jou kurababa daar buitekant. Kom op vir die Here gebreklike offers. Pray. Die lied sê, skep my 'n reinaard en 'n skoon gewete. Jy weet dit is sak in jou broer en jou suster. Jy so laat, die Bybel sê voor die son ondergaan, moet jy gaan in die sakklip uitklaar. Die mense wil nie bekeer vandag nie. Van bekeermanne staan op teenoor mekaar. Bekeermanne kompeteer teenoor mekaar. Maar al sou jy ek like hulle sê in Olifantshoek en oral waar ek loop in Olifantshoek like ek hulle sê hierdie woorde. Die leierskappe gaan baie daar vir die bediening wat ek lei. Die moeder, hulle almal gaan tot daar. Ons pastor, hulle almal gaan tot daar. En ek like die volk altyd sê, jy sien, ek het nie nodig om van 'n ander man te praat om beter oor myself te voel. Van ek is 'n man genoeg. Ek sê vir hulle ook hierdie woorde. Jy sien, ek het nie nodig om 'n ander man se kerk sleg te maak, om siele van hom af te wen. Maar ek wen siele uit die rou wêreld. Uit die rou wêreld. Ek wen siele uit die rou wêreld. Ek sê vir hulle, ek het nie nodig om 'n ander man soos ek swart te paint, om vir myself skoon te maak. Die probleem wat die bekeerde mense het, hulle was hulle met mekaar. Hy gooi die een hy gooi sy sonde, die een se sonde teen hom, sodat hy skoon kan lyk. Maar die Bybel sê, die liefde wandel nie onwelvoeglik. Hy soek nie sy eie belang nie. Jy wil beter as jou broer lyk. Die koninkryk sê, wie werk vir die Here? Dien die koninkryk. Wie is almal die helper? Ons is almal die helpers. Ons is die helpers.
Jethro zei van Moses, ja joh, wees gewoon zeggen, Pieter, hij zal te zwaar worden voor jou boetie. Op het moment om de match wil te wees, stel voor jou mannen aan. Bekrom de mannen van jou kan helpen. Op hierdie pad. Je moet eerst worden geroepen de mannen, als de eerste uitbreek en zei, ik los met die kerk en het loop. Hoor ik zei, hij was nooit geroepen. Subati! Dan hoor je hem zo zeggen, die Heere model. Zodra ons verstaan, dat gaat niet over ons, maar dat gaat over die werk van de Heere. Ik doe niet vanaan mijn eigen werk hier in die kapie, maar ik doe die werk van hem wat mij gestuurd heeft. En ik weet niet wanneer hij mij komt halen en komt roepen. Maar zolang hij mijn leven spaart, zal ik zijn werk doen van hem wat mij gestuurd heeft. Die probleem is, ons doen te veel onze eigen werken. Maar wat je zei, die mensen, mensen stellen het neer. Hey, die mensen hebben gezegd, ik moet die kerk beginnen. En hij zal met mij staan. Hield hij mij nog net zo van ons. Ik hou niet van die type praat. De Bijbel zegt, vervloeken zij wat zij vertrouwen in die arm van vlees. Vlees stelt te leer. Jij moet het weten. Dan hoor je die ene zeggen, ik hoor niet zo andere gezegd dat wat hulle zeggen. Dat is niet die mensen wat mij zeer maakt. Ik hoor die mensen zeggen die. Maar als ik omdraai en ik kijk die een wat die mensen zegt, wat de andere is dat wat mij zeer maakt. Apostel wil je helpen van het woord, dat was zeer recht te worden. Kom met de apostel je helpen. Je krijgt als vrouwen. Wat nou, als die man niet werkt en dat is die kostje, dan moet je horen hoe gaan en als hij maar zegt, van hij nou kan maar straks nooit honger geleden. En hij weet zelfs, het pa was een plasboy, dat was hij elke dag kostje. Wat is die honger te nou verschil in die honger? Zeer krijg is zeer krijg, honger is honger. Of het een broer is wat jou zeer maakt, is zeer maakt. Of het een vreemdeling is wat jou zeer maakt. Wat is nou zo speciaal? Wat is nou? Wat is? Als die results anders er was, dan zou ik samen gestemd, apostel. Dan zou ik erkennen. Maar mijn probleem is of het mijn broer is wat mij steekt, of het die buitenmens is. Maar het probleem is, ons lees die Bijbel. Want de Bijbel zegt, vertrouw niet op een broer. Van hij is een onderkrip. Dus je moet je hoofd van jouw broer af. Verwacht. Huh? Je moet gescanner worden hier na met je. Hier in je huis. Hier zomaar hier bij die kerk. Hier word je gescannerd. Dan word je nog van apostel met toe die bellen en zeggen, nee, je hebt een probleem met mij. Hé jong, hoe ken ik jou huis? Die mensen na bij jou, dat zal ik met jou goed praten. Leierska, hoe ken ik jou huis? Hoe ken ik van jou? Maar hoe kan ik van jou kennen? Als iemand na bij jou is, wat voor mij informatie geeft over jou, wie jij is. Maar jij wil nog van mij blameren. Hoe zeg je die mensen jou gaan? Huh? En die Bijbel zegt, je moet je broer vertrouwen, van hij is wat? Maar jij vertrouwt hem nou. Nou is het nou the one that have the knife in the hand, dat ze omdraait. Ik wil die boodschap klaar, maar kom ik zeg jou dit. Dat is nog zo'n extra kost wat ik jou wil geven. Weet je hoe kom verslaan David die Filistijn, Goliath? Weet je hoe kom? Die Bijbel zegt in, hij was hier beskoren volgens zijn pa om naar die army toe te gaan en te bekleed. Samen met Goliath te lennen. Van hij was achter die schapen, was hij gelos. En die sterk mannen, die mannen wat hulle is. Die mannen wat hulle gevoel. Die eerlijke mannen. Die mannen zijn daar stout aan voelen, jong. Oh, Esther. Hulle wordt gevat. En hulle wordt gevecht toegevat. Maar die probleem is toen hulle voor Goliath zien. Wordt hulle bang. Van hulle nooit zo'n reis in hulle leven gezien nie. Maar David kom en David vraagt, ja, wie is die? Ontsluit hulle Filistijn van die slagorde van Godheid af. Van hier kom eens pak David zo, maar ik kan niet gaan geven.
maar kon my boodskap klaar maak. Hoekom maak David so oor Goliat en die man is so Goliat man? Goliat pronk vir 40 dae. Hoe smaak sy klein hondjies hier? Jy ken wat jy die tafel donker maak en jy die men die klein hondjies. As jy ook die by jou sit, dan word gesê, as ons hom net global. En as hy gekom het, dan met die klein hondjies se hoor hier naby hom. Hulle blaf erger as hy. Hy kan nou nie gepraat het toe hy alleen is. Maar as hulle gereeds by is, dan kappel is sy mond in die chihuahua, so dat hulle daar. Jy moet hoor hoe smaak Goliat se chihuahua sa anak. Op die Filistyne. Door jy dan sê enetjie wat pronk op die Filistyne. As jy speel netjies die nie goed. Hy dra 'n brons helm op sy kop. Sy swaard is 5 gram. Meter. Jy ken jy met wie jy nou te doen. Wat? Goliat moet jy breek toe in. Die man het toch gevegte agter. Nou die sterk manne van Israel, die word hulle bang. Maar wie kom word David die bang? David verstaan. Die slang in die tuin, of wat die slang was, David ken, is net die duivel. Of hy die beer is, David sê ek dan die beer se mond. David weet maak nie saak in watter vorm die duivel kom. Of het 'n leeu is, of het wie ook al is. En nou kom hy as Goliat, maar ek verslaan hom. In die naam van die Here, maak die saak sy gestalte nie. Ek het te veel die duivel eer, man. Die duivel is die duivel, maak nie wat kom my nie. Die Bijbel sê in Johannes 10, die duivel het die vyand het gekom om te verwoes, om te slag. Of het 'n verwoesting kom, is net die duivel. Ek verslaan hom in die naam van die Here. Of hy kon slag as net die duivel. Maar die probleem is, ons gee die duivel te veel ranke. Dis hoekom as jy nou sê, as my eie broer, wat die mes ingedrink het, nou loop lê jy nou lam van jy sê nou jou broer so raak die duivel. Die duivel bly die duivel. Here ek eer. En al het jy die geloof om berge te versit en jy het die liefde nie. Dan hoor jy die man pronk, hy sê, jy het 'n lelike stormreën die oorgekom. En ek het gepraat met die stormreën. En die reën het stil gehou. Van ek het die geroepende. Dan voel die man nog meer bekeer as almal rondom hom. Van hy pronk, hy het nou die reën gestap. Maar die probleem is, dan het hy die liefde nie. Dan baad het om niks. En dan kan jy die zwaar sê, vat jou en gooi jou. En jy het die liefde nie. Dan baad het. Jy kan krepel is laat loop, boetie. Wat die binne is wat krepel is. Jy kan hulle laat loop. Laat hulle so loop. Sy lieg het gebeur. Maar as sy nie die liefde het. As sy nie die liefde het. Dan baad het. Dan baad het jou niks. Toe geloof wat jy het. Om die baan gealiseerd te gooien. Sally, toe plek in die hemel verseker nie. Maar liefde. Maar liefde. Sal toe plek in die ewigheid verseker. Dan sal die engele saam by die deur. Dat is ek wat geloof gehad het.
vir jou. Gaan weg van vloeksel. Ek ken jou nie. Een gawe verseker jou nie. Die jy wat jy. Maar die liefde verseker jou. Van God. Hoe kan jy sê, jy is God lief, maar jou broer wat teen jy is, kan jy nie vat nie. Wat jy sien, wat jy ken, wat jy kan maar staan hoor van jou verhouding, wat jy praat met die Here. Hoe die maar as I've got a deep relationship with the Lord, I know the Lord. Maar jou hart is vol hoogmoed. Die Bijbel sê, een hoogmoedige hart moet ver weg. Van na die hoogmoed, weet jy wat kom na die hoogmoed? Sê vir hom boetie, daar sê ander ding wat kom. Sê jy hoogmoedig is jy? Sê vir hom, sê jy hoogmoedig is jy? Weet jy want toe gaan jy na hoogmoedigheid? Die Bijbel sê na die hoogmoed. Na die hoogmoed. Daar is mense wat is meer, hulle is 'n groot mens, as hy is 'n loopie. Van hy te wonderful op geword, bly nou die dorp. Sy ma sê hy is nou niks. Hy's te wonderful. Hy's te outgrown. Nou ek is nie groot gemaak van mense wat bekend was of geleerde mense nie. My ouma was 'n Sabine Queen. En hy het nie die Here geken nie. En my ouma het my groot gemaak. En sy het gesterwe as 'n Sabine Queen. En ek smeek nog steeds, ek vra myself, ek wonder of my ouma dit gemaak het. Waar sy is. Maar een ding weet ek sê ek wens hy kon gelewe het. Dat hy gesien het. Al was hy so 'n Sabine Queen, dat hy my altyd gesê, my kind, ga na die huis van die Here toe. Hy het my gesê, ek doen nie Sabine ter wille van my nie, maar om jou op die skool te hou. En ek wens my ouma kon gelewe het, dat hy gesien het, wat 'n man in God het hy groot gemaak. Dat hoe kom toe die straf oor Dawid moet kom, sê Dawid, ja Here, hierdie volk het niks gemaak. Straf liewer vir my. Jy kan die geloof hê om berge te versit. Maar as jy nie die liefde het, dan pad dit nou niks. Leierskap, kom gou, jy wil gou iets demonstreer. Jy gaan nou kom klaar maak met hierdie woord. Jammer dat ek nou vir jou gebruik, ouma. Amen. Dis nou nie met jou wat ek praat, ek noem het net. Amen. Kom ek sê nou vir julle daar, julle is met nou van die kap. Kom ek vra nou so. Sê nou byvoorbeeld, julle ken die leier, nee. En julle ken vir my. Van die leier en ek wat jy nou vanaand hier gesien het. As jy moet 'n keuse maak oor iemand wat die boodskap moet preek, vir wie gaan julle kies om die boodskap te preek? Van ek en hy. Vir wie gaan julle vat om die boodskap te preek? Moet die liefde wees eerlik. Kom ek sê, kom ek noem het so. Hy is nou nie goed dalk in die woord nie. Ek noem het maar net. Hy is nou nie goed in die woord nie. Hy het nie die gawe van die woord nie. Hy het die gawe nie. En ek het die gawe van die woord. En jy weet dit dan. Hoe sal jy maak as daar 'n boodskap moet gepreek word? Vir wie sal jy sê moet preek? Wees eerlik met jouself. Die een wat die gawe het om te preek, né? As jy net eerlik is, moet nou nie vergeet nie. Mense, kom ek wees net eerlik, man. Ek like altyd as iemand nou lang hare het, dat hy lang hare. En ek like altyd sê, man, jy is nou geler as ek is swart, ek moet dit nou toch aanvaard. Ek is maar swart, man. Ek kan ook nou nie sê ek is wit dan sê ek swart. Kom ons wees net eerlik, nee. Maar ek gaan met u iewers, ek wil vir u gou iets wys in dit wat ek hier doen. Oké. Nou kry jy ek het die gawe, maar ek kon preek die liefde. Dan kry jy, hy het nie die gawe nie, maar hy het die liefde. Wie gaan in? Gaan die ene in met die gawe, of gaan die ene in met die liefde?
bietjie wat speel. Vat jou iemand. Wat van jou iemand? Maar volgens die mensen, dat lijkt nou als er nou zo preek. Dan lijkt het iemand wat die gaat, waar je te door jullie zegt, hoe, jullie moet die kennen die heren, joh. Hey, oh man. Die oh man van in. Maar dan krijg je mijn hart, het volle hart. Dan krijg je preek die woord van de Heer zonder liefde. Dan krijg je, ik kan mijn broer, mijn zuster niet vatten. Maar die een van die gaven niet heeft. Dan kan hij nog niet bij je dingen doen. Hij kan nog niet zeggen dat die kracht moet vallen. Hij kan nog niet spelen dat die kracht moet vallen. Hij kan nog niet preken dat die kracht moet vallen. Maar hij heeft die liefde. Hij heeft die liefde. En dan zou je die talen van mensen. En dan je dat spreken. En zeg je die liefde. Dank je, man. Van mij om wel goed te lijken. En al deel ik mijn kleren uit. Om verbrand te worden. En al geef ik mijn lichaam oor. En ik heb die liefde niet. Dan bad het. Dan bad het. Dan bad het. Kapstad dan bad het. Je kan de hele hankers kan je leeg maken. En je kan het voor die kennis geven en die kap wat die kleren heeft. Om goed te verleggen en verkeerd te verleggen. En je hebt die liefde niet. Dan bad het jouw lectie. Je kan je oor geven om verbrand te worden. En je hebt die liefde niet. Kan ik ook klaarmaken? Kan ik nog zo'n klein beetje? Oh man, kan ik nog zo'n klein beetje? Even klaarmaken. Oh man, kan ik nog zo'n klein beetje? Kan ik nog zo'n klein beetje gaan? Oh man, ik voor jou. Oh man, ik is bij je lief voor jou, man. Amen. Oh man, je bent mooi voor jou. Die oh man gaan jullie van zoeken met apostel Jeremy. En hij gaat klim diep in mijn hart. Amen. Die probleem wat ons vandaag heeft. Allemaal wil in die sunshine is. Maar niemand wil die lucht of vasie. Everybody wanna hold the mic. Die probleem is elkeen wil de man wees. En een ding wat ik van die oh man gezien heb. Hij kan dienen. Lot heeft die zijn gedeelte gekregen niet. Als gevolg van hom. Die belofte was hij op Lot. Maar die Heer die belofte met Abraham gemaakt. Maar omdat Lot deel van Abraham was. Als daar je kies en hij moet deel maken, die zie je niet. Soms keer just to submit. Hoekom krijg Lot die helft van die land? Het die Heer met hem gepraat. Lot wat dan gaan geslapen met zijn kinders. Maar wie krijgt die helft van die land? Lot. Terwijl van wie krijg je? Ik wil jullie zeggen, submit onder apostel Jeremy, submit onder bishop. En ik heb duidelijk gezien onder die oude man. Hij kan submit. Kom ik maar goed klaar, als een baie lieflijke man. Geliefdes, wie wat de Bijbel heeft, mag mij gauw op Openbaring 2, 4 tot 5. Kom eens gewoon maar iemand, oh man, mag mij gauw op. Die baar is ik rond naar mijn boodschap af. En daarna ga ik gewoon die formaliteit doen. Dan ga ik afstappen. Openbaring 2, van 4 tot 5, 40. U wat om het, lees hem gewoon voor ons. Ik sluit net mijn boodschap af, maar ik wil net voor u die volle kost geven. Ik wil u niet beroof en voor u halve kost geven. Die kap is ver als 1100 kilo's uit olifantshoekheid en ik weet niet wanneer kom ik weer. Zo ik wil graag u die kap beroof van die woord af. Amen.
Stem julle saam, jy kan maar môre laat kom by die werk, né? Apostel Sida, die word weggejam. Die boer jaag jou weg. Staan vroeg op. Die boer sê, moet my nie sê van jou apostel by die kerk, jy weet jy wat so weer by die werk is. Die mag het op. Wie Openbaring, geliefdes, Openbaring 2. Wie kan nog van my lees asseblief? 4 en 5, lees hom vir my. Is daar nog 'n mic? Openbaring 2 vanaf vers 4 tot 5, ja. Prys die Here, so sê die woord van die Here. Vers 4 sê, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy ken met jy, daai tyd toe jy jou hart vir die Here gee, toe word jy nie gesoek wat om kerk toe te kom nie. Jy weet met daai tyd toe jy jou hart vir die eerste maal vir die Here gee, toe word jy nie gesoek wat om kerk toe te kom nie. Voordat die leier by die kerk was jy alreeds by die kerk, maar jy het nou harde nek geword, né? Jy het nou slim geword, né? Jy het nou eie wys geword, né? Jy skop nou agteroor, jy skop sprikkels teen die woord van God en die man van die Here wat die Here voor jou gesit het. En Openbaring sê, ek haat dit. Ek haat dit teen jou. Dat jy jou eerste liefde, dat jy dit verlaat het. Jy weet, jy hoef nie te gesoek wat gewees het om onder die krag van die Here te jagie. Nou moet jy gesmeek word en jy moet gebreek word. Ek haat dit. Ek haat dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jy weet jy die Here gedien in sy